Nou ja, miskien het ek hier nog nie gegroet vanoggend nie. Ook 'n hartlike welkom aan elkeen wat ek nog nie gegroet het nie. Mag die Here vir ons ook seën by hierdie wonderlike geleentheid, die Pinkstergeleentheid wat dan ook begin vanoggend en dan ook deurloop tot met Woensdag aand. Ek vertrou dat u werklik daarvoor sal bid, dat die Here werklik vir ons sal kom seën, vir ons sal kom besoek, u eie hart sal voorberei en dat die Gees van God ook in en deur u lewe ook mag werk. Ek glo dat die Here 'n spesiale boodskap het vir ons in hierdie tyd en ek wil vertrou dat u as gemeente werklik ook in hierdie tyd getrou sal wees vir die Pinkstertyd. Dat u sal kom luister na die woord van die Here en dat u in die eie persoonlike geestelike lewe sal kan sien, waar staan ek in my persoonlike verhouding met die Here. Ek gaan vanoggend begin en jy sal ook dan sien hoe hierdie hele saak ook gaan ontsluit en glo en vertrou dat die Here ook ons op 'n besondere wyse wil kom besoek. Nooi ook mense na die geleentheid toe. Ek weet, dit is baie keer moeilik in die oggend want ouens is by hulle eie kerke, maar vanaand het baie van hulle nie kerk nie. Nooi hulle en kom self. Baie dankie. Glo dat die Here u ook sal opwek. Nou ja, ons het met ou Nugget geëindig waar hy nou aan die hefboom hierso tussen die sitplekke dan gaan peter het, nê. Kom ons kyk wat het toe gebeur. Hy trek so effens daaraan en onthou dat sy pa die knoppie aan die voorpunt so effens druk. Hy druk die knoppie in en laat sak die hefboom. O, hy voel so groot en is die wêreld van sy eie. Maar toe gebeur daar iets. Hy merk dat daar 'n boom is wat beweeg. Hy dink verbaas, maar ek het nog nooit 'n boom sien beweeg nie. Tog is dit so. Die boom hier langs hom het beweeg. En my wêreld, die paal beweeg ook. Dis toe dat hy besef, dis die motor wat besig is om te beweeg. En hy weet nie hoe om dit te stop nie. Wat moet hy doen? Hy begin toe so hard soos hy kan skree. Help, help! Sy pa, wat al die mense begin groet het, hoor die geskree. Toe hy opkyk, sien hy daar gaan sy motor. Hy hardloop so al wat hy werd is om tot by die motor te kom. Maar dit ry nou al hoe vinniger teen die afdraand. Dus moet hy nou al hoe vinniger hardloop. Hy pluk die deur oop, spring in en pluk die handrem vas. Die motor stop skielik met 'n ruk sodat pa sy kop amper deur die voorruit stamp. 'n Oomblik is daar doodse stilte. Pa sê nie 'n woord nie. En Nugget het so 'n snaakse gevoel dat sy kussings hier agter rond gaan brand. Hy weet sommer daar gaan nou pere wees. Sy pa kyk na hom. Hy kyk na sy pa met groot verskrikte oë en sê net, jammer pa, die motor het net begin loop. Sy pa sê, man, dis onmoontlik, die motor kon nie net begin loop het nie, jy moes iets gedoen het. Pa, ek het die wiel so 'n bietjie begin ruk en wat nog? En ek het hierdie hefboom hier langs die sitplek so 'n bietjie laat sak. Pa sien dat Nugget hom al klaar byna dood geskrik het. Kan jy nou sien dat jy nog nie kan bestuur nie? Pa moet bestuur. Ja, pa, ek weet ek was verkeerd. En hoeveel van ons kan regtig erken as ons fout gemaak het? Maar ons wil hê ons kinders moet dit doen. Nou ja, wat 'n voorreg om 'n ouer te wees, nê? Kom ons maak ons harte stil voor die Here en bid ons saam. Ek slaan my oop na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het, en wat nie sal laat vaar die werke van sy hande nie. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word aan u ryklik geskenk deur God die Vader, deur sy Seun Jesus Christus
en deur die werking van die Heilige Gees in ons lewens. Amen. Kom ons sing nog 'n lied, voordat ons dan by die boodskap gaan kom. Halleluja, 46, U het die brood gebreek, eens by die meer. Gebed wat ek dan ook bid, breek tans die lewensbrood vir my ook, Heer. Kom ons maak dit ook die gebed van ons hart vanoggend, dat die Here ook sy lewensbrood met ons sal kom deel. Kom ons sing daardie 2 verse staande saam. Baie dankie. Nou, liewe toehoorder, kom ons sit net so, dan gaan ons net eers 'n gebed saam doen, en dan gaan ek dadelik na die reeks toe waarmee ons besig is, inleidend daaroor praat, en dan gaan ons na die skrifgedeelte toe. So kom ons maak net ons harte stil voor die Here, dan doen ons net 'n gebed saam, terwyl ons net so sit. Vader, ons wil U eer vir die wonderlike geleentheid om so by mekaar te kan wees, en terwyl ons dan ook vanoggend gaan begin met 'n besondere geleentheid, en dit is hierdie Pinkster wat ons dan ook vier. Here, U het daar op Pinksterdag het U die Gees gestuur, soos U beloof het, die belofte van die Vader. U het die Vertrooster gestuur, U het die enige gestuur wat ons in die waarheid wil lei. U het die Heilige Gees gestuur wat wil oortuig van sonde, van geregtigheid en van oordeel. U het die Heilige Gees gestuur wat in die kinders van God se harte dan ook is en werk, en die Gees van God wat ook die teehouer is vir die openbaring van die Antichrist. En ons eer U vir die wonderlike Heilige Gees wat ons dan ook mag hê, soos U naam is heilig, so wil ons U ook kom eer in heiligheid en in aanbidding as die deel van die Godheid, die derde persoon in die Godheid, wat dan ook na die aarde gekom het, om dan ook in die mense harte en se lewens te werk. Ons aanbid U, o Gees van God. Ons wil U erken as deel van die Godheid ook vanoggend. En daarom ook in afhanklikheid wil ons vir U kom vra, kom seën ons by hierdie geleentheid, seën U woord, gebruik U woord in ons harte en ons lewens, om dan ook daar in kosbare oortuiging ook te kom werk, van dit wat U in ons harte en ons lewens ook wil kom doen. Ons aanbid U in die naam van Jesus Christus. Kom seën hierdie woord, mag die woord ook vanoggend lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard wees, wat indring tussen siel en gees, tussen gewrig en murg, wat 'n beoordelaar is van ons gedagtes en die oorlegging van ons harte. Here, mag U deur die kosbare woord in ons harte kom spreek. Ons bid dit om Jesus naam ontwil. Amen. Liewe toehoorder, ons staan vandag by 'n besondere gedeelte dan ook stil, en 'n besondere boodskap wat God vir ons in die woord laat opteken het, en wat die wonderlike Pinkstertyd ook vir ons uitbeeld. Maar dit is daardie gedagte van die simboliek in die woord van die Here, waar ons dan ook baie duidelik kan sien die plan wat God vir elkeen van ons lewens dan ook het. En wanneer ons dan ook by die woord van die Here gaan stil staan in hierdie Pinkstertyd, is hierdie ons kerngedagte en kernteks waarby ons gaan stil staan in Deuteronomium 6 vers 23. En dit is die gedagte, hy het ons daar vandaan uitgelei om ons in te bring. Waarvan spreek dit? Dit spreek van die Israeliete wat daar deur, jy kan onthou, in die tyd van Josef, daar in Genesis 32 tot 50, waar Josef dan ook hier na Egipte toe gekom het, waar hy dan ook deur sy broers verkoop was, hoe God se plan gewerk het, en soos Josef dan ook sê, om 'n volk in die lewe te hou. Daar in Egipte het hierdie volk gegroei, en was hulle so groot meerderheid, dat hulle reken dat hulle tussen 2,5 en 3 miljoen mense was, wat dan ook uit Egipte dan vertrek het. So dit was 'n groot nasie, wat in die lewe dan ook gekom het.
Maar dit was nooit God se plan dat hulle daar in Egipte moes gebly het nie. God se plan en sy belofte aan Abraham, Isak en Jakob was dat hulle die beloofde land, naamlik Kanaan, sal ingaan en dit ook beerwe. Dat dit hulle gebied is waarin hulle dan ook sal bly. Binne in hierdie hele plan wat God dan ook gehad het, kom sy wonderlike verlossingsplan ook vir ons na vore. God se plan om hulle uit te lei, uit daardie Egipte, uit slawerny uit, tot daar in die beloofde land, 'n land wat oorloop van melk en honing. En daarom dat die woord van die Here sê, en hy het ons daar vandaan uitgelei, om ons in te bring, sodat hy ons die land kan gee, wat hy aan ons vaders met 'n eed beloof het. God het dit met 'n eed beloof aan Abraham, Isak en Jakob. En daarom ook, nie net vir hulle nie, maar ook vir u en vir my vandag, is daardie wonderlike belofte steeds van krag. As hy vir ons sê, want die belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is, die wat die Here onse God na hom sal roep. Vir elke liewe mens is hierdie boodskap dan ook bedoel, dat ons dan ook hierdie volheidslewe ook mag ervaar, nadat die Here vir ons gered het, om ons ook in die volheidslewe dan ook in te lei. Nou die Bybel het wonderlike simboliek, as hy dan daardie simboliek ook vir ons dan kom gee. Ek wou sê, daar het nou fout gekom. Daar sy. Die wonderlike simboliek in die woord van die Here, as ons dan ook lees in 1 Korintiërs 10 vers 11, maar al hierdie dinge het hulle oorgekom as voorbeeld en is opgeskrywe as waarskuwing aan ons op wie die eindes van die eeue gekom het. Hier verwys na die simbool wat God dan ook bedoel het. En hierdie simbool van Egipte tot Kanaan vir u en vir my. As hy dan praat van Egipte, dan praat dit van Farao, die slawedrywer, en dit spreek ook van die mens wat onder die sonde is, die slawerny van sonde, naamlik die natuurlike mens in 1 Korintiërs 2 vers 14, as hy praat van die natuurlike mens, dit wat ons ook by die biduur geleenthede behandel het hierso, wat gaan oor die natuurlike mens, die ongeredde mens, die mens wat verlore is in sy ongeredde toestand. Dan het die Here vir hulle deurgevat deur die Rooi See en in die woestyn waar hulle dan ook was, wat praat van die vleeslike Christen, nadat hulle uitgetrek het, 1 Korintiërs 3 vers 1, en dan die wonderlike oorwinningslewe, die volheidslewe, daardie lewe waarin die Here dan ook sê, dat hulle plek bereik het, waar daar 'n plek is wat hulle huise gekry het, wat hulle nie gebou het nie, waar hulle wingerde gekry het, wat hulle geplant het nie, boorde, olyfboorde, wat hulle self nie aan gewerk het nie, uitgekapte waterbakke wat hulle nie self uitgekap het nie. Daardie wonderlike geestelike oorwinningslewe, 1 Korintiërs 3 vers 1. 1 Korintiërs 10 vers 6 sê ook, en hierdie dinge was voorbeelde vir ons, dat ons nie begeerig moet wees na slegte dinge soos hulle begeerig was. Wat sê hy vir ons sê? Hy sê, en hierdie dinge was voorbeelde vir u en vir my. Net so wanneer ons gaan kyk na hierdie van Egipte tot Kanaan, is dit 'n wonderlike voorbeeld wat daar vir u en vir my gestel word. Ons kan duidelik sien in hierdie hele reeks, waar staan ek in my geestelike lewe? En daarom is dit so belangrik, liewe toehoorder, ek kan dit nie meer beklemtoon as wat ek dit nou voor u dan ook doen nie. Dat ons hierdie reeks moet volg. Dat ek kan verstaan, waar staan ek in my geestelike lewe? Hierdie is so duidelike boodskap. En wanneer ek dit volg, dan kan ek sien in my geestelike lewe, waar staan ek? En 'n begeerte in elke kind van God se hart hoop ek, dat ek by hierdie volheidslewe sal kan uitkom, want dis God se plan, ook vir u en vir my. Dis God se heilsplan wat baie duidelik in hierdie gedeelte dan ook na vore kom. Maar in dit kom daar ook 'n wonderlike waarskuwing.
As jy jou kind liefhet, gaan jy hom ons waarsku. Daai plaat is warm. Moenie aan hom vat nie, nê? Dis uit liefde uit. En daarom dat die woord van die Here ook waarskuwings, uit liefde vir die mens, omdat God die mens lief gehad het, dat hy ook met hom wil praat uit hierdie waarskuwings uit. 2 Petrus 1 vers 19 sê, en ons het die profetiese woord wat baie vas is, waarop julle tog moet ag gee, soos op 'n lamp wat in 'n donker plek skyn, totdat die dag aanbreek en die môrester opgaan in julle harte. Hierdie woord van die Here, hierdie kosbare woord, wat die Here vir ons gegee het, staan vas vandag. En daarom moet ons daarna luister, waarop julle tog moet ag gee, om te luister, om gehoor te gee. Hebreërs 2 vers 1, daarom moet ons des te meer ag gee op wat ons gehoor het. Hierdie woord wat ons hoor, dat ons een van twee dinge daarmee vandag sal doen. Of ons gaan dit ignoreer, ons gaan dit een kant toe skuif, dit gaan nie ons harte raak nie, of dit gaan my hart vandag raak, en ek gaan toelaat dat die Gees van God in my hart en my lewe dan ook werk. Daarom hierdie 3 gedagtes wat ek dan in hierdie Pinkstertyd met u gaan deel. Ons gaan vanoggend stil staan by die Egiptiese lewe. Ons gaan stil staan by dit wat hierdie Egipte dan ook voor staan. Vanaand as die Heer se wil naby is, gaan ons stil staan by die gedagte waar daar die Paaslam, dit wat ingestel is, dit wat ons dan ook basies 40 dae terug, 42 dae terug gevier het, die Paastyd, die Paasfees, daai Paaslam wat ingestel is, wat beteken dit? En so baie mense het 'n wanbegrip vandag van wat Paasfees is. Hulle sê dat ons afgode aanbid. En hierdie ohasies wat uitgedeel word en so en ja, ek sê daar is dat dit heeltemal gekommersialiseerd is. Maar vir die kind van die Here, vir die wêreld daar buite is daar 'n wonderlike boodskap daarin. En ons staan vanaand daarby stil. Môre aand as die Here se wil naby is, gaan ons kyk na die Rooi See, waar daar die wonderlike verlossing en wat dit dan vir my beteken. Dan gaan ons stil staan Dinsdag aand en Woensdag aand by die woestynlewe. En as die Heer se wil naby is, Sondagoggend, met die uitstorting van die Heilige Gees, 10 dae nadat Jesus opgevaar het, staan ons stil by die volheidslewe, waar hulle by die walle van die Jordaan gestaan het, en hoe die Here hulle wou deurgevat het. Ek vertrou dat u saam met my deur hierdie wonderlike boodskap sal loop, dat u self daardeur bemoedig en versterk sal word. Wat was die pad wat hierdie Israeliete gestap het? Hierdie pad wat God met hulle beweeg het. Hulle is daardeur Josef het hulle afbeweeg, sy vader en al die broers van hom, en hulle daar in Egipte hulle gebly. Maar dit was nie God se plan met hulle gewees nie. Dit was die land waar hulle dan onder slawerny dan ook beland het. Maar God kom en hy verlos vir hulle, trek deur die Rooi See, en hulle word afgesny van daardie Egiptenare af. Daarna trek hulle daar na Mara toe, waar daar die bitter water was. Hulle kom by Elim, waar die 70 palmbome en fonteine was. Toe trek God vir hulle daar na Sinaï toe, deur daar die wolk en vuurkolom, en hulle kom daar by Sinaï, waar God hulle dan ook die wet gegee het, en praat van daar die tabernakel, van die wonderlike gemeenskap, wat hulle met God kon geniet het. Dit wat die Here ook vir u en vir my, deur daar die boodskap wil ook kom oordra. Dan het hulle daar na Kades Barnea getrek, waar God hulle wou laat deurgaan deur daardie beloofde land, maar as gevolg van hulle ongeloof kon hulle nie daardeur getrek het nie. Waar hulle dan ook vir 40 jaar in die woestyn moes getrek het, vir elkeen van 20 jaar af en op, wat dan ook eers moes gesterf het in die woestyn, sodat daar 'n nuwe geslag kon deurgetrek het. Hulle het in die land van die Amoriete getrek. Hulle het dan daar by die Jordaan gekom, waar die beloofde land ook vir hulle aan die ander kant gewag het, wat hulle moes deurgegaan het, en hulle kom daar by Gilgal, wat net so 'n kosbare boodskap is, Jerigo en Ai. So, net vir u so bietjie van 'n prentjie, waar hulle dan vanaf Ramesses,
waar hulle deurgetrek het, deur die Rooi See, Mara, Elim, en hulle kom by die berg Sinaï, en waar die Here hulle deurgevat het, en hulle kom by die Jordaanrivier, waar hulle deur moes gaan, Gilgal, Jerigo en Ai, wat hulle moes gaan inneem het. Hierdie kosbare boodskap, glo ek dat dit ook tot groot seën vir u en vir my sal wees. Daarom nooi ek u om die onfeilbare woord van die Here saam met my oop te maak, en wel by Eksodus hoofstuk 1. Eksodus hoofstuk 1. Ek lees vir u daar vanaf die eerste vers. En dit is die name van die seuns van Israel. Nou u weet dat hierdie Israel is eintlik Jakob, né? Die Here sy naam kom verander het na die gesalfde Israel wat in Egipte gekom het. Saam met Jakob het hulle gekom, elkeen met sy huisgesin, Reuben, Simeon, Levi, Juda, Issachar, Zebulon en Benjamin, Dan en Naphtali, Gad en Aser. En al die siele wat uit Jakob se lende voortgekom het, was 70 siele. Maar Josef was in Egipte. En Josef het gesterwe en al sy broers en daardie hele geslag. Maar die kinders van Israel was vrugbaar en het baie geword, en hulle het vermeerder en buitengewoon magtig geword, sodat die land vol was van hulle. Toe staan daar 'n nuwe koning op oor en toe staan daar 'n nuwe koning oor Egipte op, wat niks van Josef geweet het. Die het aan sy volk gesê, kyk, die volk van die kinders van Israel is meer en magtiger as ons. Kom, laat ons 'n slim plan teen hulle beraam, sodat hulle nie kan vermeerder nie. En as ons in oorlog geraak, hulle ook nie by ons vyande aansluit en teen ons veg en uit die land optrek nie. Daar is toe opsigters van dwangarbeid oor hulle aangestel, om hulle met harde arbeid te verdruk. En hulle het vir Farao die voorraadstede, Pithom en Ramses gebou. Maar hoe meer hulle verdruk is, hoe meer het hulle vermenigvuldig en hulle uitgebrei, sodat hulle bang geword het vir die kinders van Israel. Daarom het die Egiptenaars die kinders van Israel met hardheid laat dien, en hulle lewe verbitter deur swaar werk met klei en bakstene, en deur allerhande werk in die landerye. Al die werk wat hulle met hardheid deur hulle laat verrig het. En die koning van Egipte het met die Hebreëse vroedvroue, die een se naam was Sifra en die ander se naam Pua, gespreek en gesê, as julle die Hebreëse vroue by die geboorte help, moet julle na die geboortestoel kyk. As dit 'n seun is, maak hom dood. Maar is dit 'n dogter, laat haar lewe. Maar die vroedvroue het God gevrees en nie gedoen soos die koning van Egipte aan hulle gesê het nie. Maar die seentjies laat lewe. Toe laat die koning van Egipte die vroedvroue roep, en hy sê vir hulle, waarom het julle dit gedoen, en die seentjies laat lewe? En die vroedvroue sê vir Farao, die Hebreëse vroue is nie soos die Egiptiese nie, want hulle is sterk. Voordat die vroedvrou by hulle kom, het hulle al gebaar, maar God het aan die vroedvroue weldadigheid bewys, en die volk het vermenigvuldig en baie magtig geword. En omdat die vroedvroue God gevrees het, het hy 'n huisgesin aan hulle geskenk. Toe gee Farao aan sy hele volk bevel en sê, al die seuns wat gebore word, moet julle in die Nyl werp, maar al die dogters kan julle laat lewe. Net tot sover uit die onfeilbare woord van die Here. Wanneer ons na hierdie gedeelte gaan kyk, dan sien ons teks van oordenking is daar in die 11de vers met hierdie woorde. Daar is toe opsigters van dwangarbeid oor hulle aangestel, om hulle met harde arbeid te verdruk. En wil ek met u dan ook praat onder hierdie gedagte vanoggend, plaasvervanger vir die verdruktes. Plaasvervanger vir die verdruktes. Ons sien in dit wat ons dan ook in die woord van die Here vind, dat hulle hier in hierdie Egiptiese lewe is. Vir 400 jaar is hulle nou al in hierdie land. En die slawearbeid
in hierdie land word net al groter en harder. Genesis 15 vers 13 het God reeds vir Abraham gesê, dat hierdie volk in daardie omstandighede sal wees, maar dat hy vir hulle ook daar sal kom uitred. Ons lees in Genesis 15 vers 13, daarop sê hy vir Abraham, wees verseker dat jou nageslag vreemdelinge sal wees in die land wat aan hulle nie behoort nie. Daar sal hulle diensbaar wees en verdruk word vir 400 jaar lank. Galasiërs 3 vers 17 sê ook, maar ek sê dit, die wet wat 430 jaar later gekom het, maak die verbond wat deur God in Christus van tevore bekragtig is, nie kragteloos om die belofte tot niet te maak nie. God se belofte, sy woord staan vas. Hy het vir Abraham gesê, vir 400 jaar sal hulle onder daardie slawediens dan ook wees. Hulle sal verdruk word. Hulle sal slawe arbeid sal hulle verrig. En dan sal ek hulle besoek en ek sal hulle uitkom lei om hulle dan ook in te lei. In Josef se tyd was daar die hongersnood gewees. Hulle het afgetrek van Jerusalem na Goshen toe en God het dit dan ook toegelaat. Genesis 15 vers 19, maar Josef het hulle geantwoord, moenie bevrees wees nie, want ek is nie in die plek van God nie. Want julle het wel kwaad teen my bedink, maar God het dit ten goeie gedink om dit te doen, soos dit vandag is, om 'n groot volk in die lewe te hou. God se gedagte was om hierdie volk uit daardie omstandighede dan ook te kom uitred, nadat hulle in 400 jaar in slawerdiens was. En onder daardie slawerny van hierdie koning Farao. Farao was 'n slawedrywer gewees. En dit verteenwoordig ook vir ons dan die duiwel, wat die mens onder slawerny ook wil hou. Hy wat ons onder daardie dwangarbeid van hom dan ook hou. Daarom dat die woord van die Here sê, dat mense die wêreld kan lief hê, en die dinge van die wêreld. Hoekom? Omdat die slawedrywer die mens in daardie toestand wil hou. En hy sal enige iets doen om die mens daar te hou. Egipte praat van die wêreld, en daardie slawerny in hierdie wêreld. Die Israeliete is God se volk wat onder hierdie slawerny is, en mense wat dan ook gered moet word. Die woord van die Here sê ook dan vir ons, dat daar het 'n nuwe koning opgestaan. Eksodus 1 vers 8. Toe staan daar 'n nuwe koning oor Egipte op, wat niks van Josef geweet het nie. Hierdie nuwe koning van 'n ander nasionaliteit, as ons gaan kyk, wat beteken dit in die woord van die Here? 'n Nuwe koning van 'n ander nasionaliteit. Hierdie was die volk van God. God wil hulle kom red, hy wil hulle kom vrymaak, maar daar het 'n ander koning van 'n ander nasionaliteit dan ook opgestaan. God die Vader wil koning wees oor die mens. Hy wil hom kom red, hy wil hom kom vrymaak. Hy wil koning en heerser oor sy lewe kom wees. Maar daar het 'n ander koning gekom, wat hierdie mens in slawerny geplaas het. En dit is die werk van die duiwel. Wanneer die mens onder daardie slawerny is hy onder daardie koningskap van die duiwel. En ons sal dit nou in die woord van die Here baie duidelik vir u kom verduidelik. Jesaja 52 vers 4, want so sê die Here, in vroeër dae het my volk afgetrek na Egipte, om daar as vreemdelinge te vertoef. En Aser het hom sonder rede verdruk. Hulle was onder hierdie verdrukking, hierdie verdrukking van sonde, en die heerskappy van sonde oor hulle lewe. Hulle was vreemdelinge, 'n vreemde volk het oor hulle geheers. En net so is dit vir die mens, wat in sy ongeredde toestand is. 'n Vreemde God heers oor hom, en nie die God van die hemel en aarde, die God, die skepper God, wat in daardie hart en daardie lewe wil kom werk nie. So die woord van die Here is baie duidelik as hy vir ons sê, daar het 'n nuwe koning opgestaan. Hy het hulle onder slawediens geplaas. Hierdie Israeliete is onder hierdie slawediens. Eksodus 1 vers 9 en verder aan sê, die het aan sy volk gesê, kyk, die volk van die kinders van Israel is meer en magtiger as ons. Kom, laat ons 'n slim plan teen hulle beraam, sodat hulle nie kan vermeerder nie.
En as ons in oorlog geraak het, hulle ook nie by ons vyande aansluit en teen ons veg en uit die land optrek nie. Daarom daar is toe opsigters van dwangarbeid oor hulle aangestel, om hulle met harde arbeid te verdruk. En hulle het vir Farao die voorraadstede Pitom en Ramses gebou. Daarom het die Egiptenaars die kinders van Israel met hardheid laat dien. Ons weet ook dat die woord van die Here, as ons daarna kyk, dat hy vir ons baie duidelik sê, dat die mens onder die slawediens van die Satan is. Dat ons onder daardie slawediens van sonde is. Dat ons in daardie toestand gebore is. En daarom dat ons dan ook onder daardie slawediens dan ook diensbaar is. As ons in die eerste plek kyk, daai nuwe koning wat opgestaan het, dan sien ons dat hy plaas die volk onder slawediens. Farao is 'n tipe van die duiwel, en hy plaas die mens onder slawediens, as Johannes 8 vers 44 vir ons sê, julle het die duiwel as vader, en die begeertes van julle vader wil julle doen. Dit spreek van daardie slawediens. Dit spreek van daardie hardheid waaronder ons dan ook onder hom is. Die woord gaan voort en hy sê, hy was 'n mensemoordenaar van die begin af. Is dit nie wat hy nog steeds vandag is nie? Hy is steeds 'n mensemoordenaar. Gaan kyk hoe word gesinne uitmekaar uitgeskeur. Gaan kyk wat doen drank in mense se lewens. Gaan kyk wat doen allerhande dwelmmiddels in mense se lewens vandag. Dit skeur gesinne uitmekaar uit. Ons sien hoe baie keer mense onder daardie invloed van daardie dinge is. En dit maak dat mense al meer verwyder word van God. Wanneer hulle in daardie substansies dan ook val, is dit so moeilik om daardie mens uit daardie omstandighede uit te kry. Hoekom? Want die duiwel is 'n mensemoordenaar. Maar nie net dit nie, wanneer ek sonde doen, is ek onder die oordeel van God, en is ek nog steeds aan daardie dinge gebonde. Wanneer ons gaan kyk na die naam van daardie duiwel, dan sien ons dat daar 'n paar name is, onder wie hy dan ook staan. Die duiwel of die Satan, hy is die aanklaer of die valse aanklaer. Ons weet hoe hy vir Job gaan aanklaar. Die woord van die Here sê, hy is die aanklaer van die broeders. Hy moenie dink dat u en ek vrykom van hom af nie. Hy is 'n slawedrywer en hy sal ons in daardie toestand wil kom hou. Hoeveel keer kom hy en hy kla nie vir ons aan en sê, maar jy sê jy's dit, maar kyk wat doen jy nie. Hy's 'n aanklaer van die broeders, sê die woord van die Here. Hy's die diabolos. Wat is 'n diabolos? Die woord van die Here sê, hy's die deurmekaar krapper. Hy het van die begin af, daar toe Adam en Eva daar in die tuin van Eden was, het hy kom deurmekaar krap wat God mooi gemaak het. Selfs daardie huwelik, waar daardie man en vrou, Adam en Eva, waar hulle so in heiligheid van God beweeg het, dat hulle nie eers gesien het dat hulle naak is nie, maar toe daar sonde in die wêreld ingekom het, het hulle naaktheid gemerk, sê die woord van die Here. Die Satan is 'n deurmekaar krapper van die begin af. En so krap hy baie mense se lewens deurmekaar vandag. Hy is die prins van die duisternis. Hy hou mense ook in die duisternis. Daarom moet ons van die duisternis gered word na sy wonderbare lig toe. Daardie dinge wat in die duisternis gedoen word. En hoeveel dinge het ons nie net in die duisternis verrig nie. Dinge wat ek kan herinner, wat ek daar gedoen het, wat ek nie na die lig toe wil gebring het nie. Ek wou nie gehad het, mense moes gesien het wat ek gedoen het nie. Dis werke van die duisternis. Wanneer ek daardie dinge doen, en ek wil nie sien wat ander, of ek wil nie ander moet sien wat ek doen nie, dan weet ek dat ek die besig is met die dinge van die duiwel, en hy hou my in daardie slawerny. En baie keer geniet die mense om daardie dinge van die duisternis dan ook te doen. Hy is 'n vernietiger, 1 Petrus 5 vers 8, wees nugter en waaksaam, want julle teestander die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu, en hy soek wie hy kan verslind. Hy is 'n vernietiger van mense se lewens. Hy is 'n teestander, hy staan God se werk teë. Daarom het hy ook probeer om mense se werk teë te staan in die tyd waarin ons lewe.
En deur al die eeue heen was hy 'n teestander van God se werk. Eksodus 5 vers 2. Maar Farao antwoord: Wie is die Here na wie se stem ek moet luister? Hy's 'n teestander van God se werk. En soos ons reeds gesê het, Farao staan hier vir die duiwel, vir die Satan. En nou, wie is die Here na wie ek moet luister? Die Satan luister nie na God nie. Hy het nie daar in die hemel na God geluister nie. Hy luister vandag nog steeds nie na God nie. Hy doen sy eie ding om mense se lewens te vernietig. Sy werk hier op aarde, as ons kyk na sy werk, hy's 'n regeerder oor wat sleg is. Efesiërs 6 vers 1. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat jy staande kan bly teen die liste van die duiwel. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Die Satan is 'n regeerder oor wat sleg is. Daar's niks goeds in hom nie. Hy's 'n outeur van die sonde. Hy's die vader van alle leuns, soos ons reeds gehoor het, as die woord van die Here sê. Hy staan van die begin af nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. Wanneer hy leuntaal praat, praat hy uit sy eie, omdat hy 'n leuenaar is en die vader daarvan. Daarom het hy vir Eva kon gesê het en die waarheid kon verdraai het, deur vir haar te sê, maar julle sal nie sterwe nie. Maar julle sal soos God word. Hy skep 'n begeerte in haar hart. Hy skep 'n begeerte in die mens se hart, om allerhande dinge dan ook te doen, om net nie die evangelie boodskap te hoor en dit aan te neem nie. Genesis 3 vers 4, toe sê die slang vir die vrou, julle sal gewis nie sterwe nie, maar God weet dat as julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan, sodat julle soos God sal wees, deur goed van kwaad te ken. En wat het gebeur? Dood het ingetree. Hy's 'n leuenaar. Hy het vir die mens gelieg van die begin af, en hy doen dit steeds vandag. Hy's 'n outeur van siekte, Handelinge 10 vers 38, met betrekking tot Jesus van Nasaret, hoe God hom gesalf het met die Heilige Gees en met krag. En hy het die land deurgegaan, goed gedoen en almal genees wat onder die mag van die duiwel was, omdat God met hom was. Lukas 13 vers 16, maar hierdie vrou, wat 'n dogter van Abraham is, wat die Satan dink daaraan, 18 jaar lank gebind het, moes sy nie van hierdie bande op die Sabbatdag verlos word. Hy bind mense deur siekte. Hy het mag oor die dood, Hebreërs 2 vers 14. Aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het hy dit ook op dieselfde manier deelagtig geword, sodat hy deur die dood hom tot niet kon maak wat mag oor die dood het. Dit is die duiwel. Daarom het Jesus ook daardie angel van die dood moes kom verbreek het. Die duiwel is die versoeker, en ek wil hê u moet dit baie mooi hoor vanoggend. Die duiwel kan net my versoek, hy kan nie maak dat ek die sonde doen. Wie doen die sonde? Ek. Maar die duiwel kan my kom versoek. En ek kan allerhande mooi dingetjies voor my kom hou, soos daardie vrug, wat begeerig was vir Eva. Maar wat het sy gedoen? Sy het haar hand uitgesteek. Adam het sy hand uitgesteek om die vrug by haar te neem. Die federale hoof, deur wie die sonde in hierdie wêreld ingekom het. Hy het sy hand uitgesteek. En dit is die probleem waarmee ons sit vandag. Is die Satan kom met die versoeking, maar ons steek die hand uit. Ons laat ons gedagtes dwaal. Ons laat toe dat hierdie dinge babietjies kry in ons lewe, en dit baar sonde, en een sonde baar 'n volgende sonde. Ons sien dit baie duidelik in Esau se lewe. God kom en hy waarsku vir Esau, toe daar alreeds hierdie jaloesie in sy hart gekom het, toe daar kwaad in sy hart gekom het, sê God vir hom, die sonde lê en loer voor jou deur, en sy begeerte is nou jou, maar jy moet daaroor heers. En wat sê die woord? Hy het sy broer daar na die veld toe gelok. En hy vat vir hom daar en hy slaan vir hom dood. En toe God vir hom vra, waar is jou broer? Toe lieg hy nog vir God en sê, is ek my broer se oppasser? Terwyl hy weet sy bloed, die bloed van sy broer, roep na God.
Sien jy hier die vernietiger, die Satan, die duiwel wat aan die werk is in mense se harte en se lewens. Kyk maar net hoe gaan dit vandag. Hy lê strikke in mense se pad. 2 Timoteus 2 vers 26 en hulle weer nugter kan word, vry van die stryk van die duiwel. Hy lê slegte dinge in die mens se hart. Johannes 13 vers 2 en gedurende die maaltyd, die duiwel het dit al in die hart van Judas Iskariot, die seun van Simon, ingegee om hom te verraai. Hy het dit in sy hart kom werk. Judas het nog steeds 'n keuse gehad. Of hy gaan dit doen of hy gaan dit nie doen nie. Die Satan kan my nie dryf om die verkeerde te doen nie, ek doen dit. Daarom het die woord van die Here ook vir ons kom sê, deel van daardie werk is dat hy die woord van God uit ons harte wil kom steel. Hoeveel keer het ons al die woord van God gehoor? Hoeveel keer as ons hier uitstap, raak ons so besig met allerlei dinge, en ek vergeet van die woord van God wat in my hart gespreek is. Markus 4 vers 15. En dit is hulle wat langs die pad is, waar die woord gesaai word. Maar sodra hulle dit gehoor het, kom die Satan dadelik en neem die woord weg, wat in hulle harte gesaai is. Hoeveel keer het God sy kosbare woord in my hart kom saai? Maar ek het dit geïgnoreer. Ek het weggedraai daarvan. Ek het toegelaat dat die duiwel deur allerlei dinge my gedagtes kom wegvoer en ek is nie op die plek waar die Here wil hê ek moet wees nie, omdat die woord uit my hart uit gesteel is. Hy saai die slegte saad, Matteus 13 vers 38, en die saailand is die wêreld, die goeie saad, dit is die kinders van die koninkryk, en die onkruid is die kinders van die bose. Hy saai die slegte saad, Matteus 13 vers 39 sê, en die vyand wat dit gesaai het, is die duiwel. Die duiwel saai die slegte saad in mense se harte en se lewens. Die duiwel verblind mense. 2 Korintiërs 4 vers 4, naamlik die ongelowiges in wie die God van hierdie wêreld die sinne verblind. Hy verblind mense se oë, sodat hulle die waarheid nie mag raak sien nie. Hy gee mag aan die wettelose, 2 Tessalonisense 2 vers 9. Hy wie se koms is volgens die werking van die Satan, met allerhande kragtige dade en tekens en wonders van die leuens. Hy verhinder God se werk, Sagaria 3 vers 1. Daarna het hy my Josua, die hoërpriester, laat sien, terwyl hy voor die engel van die Here staan, en die Satan aan sy regterhand staan om hom aan te kla. Hy verhinder God se werk, en God moes hom gesê het, maar hierdie is soos 'n brandhout wat uit die vuur geruk is. Liewe toehoorder, ek dink dit is baie duidelik uit die woord van die Here, dat die Satan, die duiwel, mense van God wil weerhou, hulle weghou, dat hy die ene is wat heerser is oor alles wat sleg is. En daarom staan die duiwel ook as daardie ene bekend, wat die slawe drywer is, wat wil verhinder dat die mens God kan dien. En hy gebruik verskillende metodes, wat hy dan ook gebruik. En een van die dinge wat hy gebruik is juis die wêreld. En hierdie wêreld wat die mens dan ook in is. Die mens is die ene wat hierdie wêreld liefgekry het en die dinge van hierdie wêreld. En ons sal sien hoe hierdie wêreld dan ook staan vir hierdie slawe drywers. Want die woord van die Here sê, daar is toe opsigters van dwangarbeid oor hulle aangestel, om hulle met harde arbeid te verdruk. Die duiwel gebruik dinge in hierdie wêreld, om mense van God af weg te hou. Want die woord van die Here in Johannes 8 vers 34 tot 36 sê vir ons, Jesus antwoord hulle, voorwaar ek sê vir julle, dat elkeen wat die sonde doen, 'n dienskneg is van die sonde. En die dienskneg bly nie vir altyd in die huis, maar die seun bly vir altyd. As die seun julle dan vrygemaak het,
sal julle waarlik vry wees. Ek moet vrygemaak word van die bande van hierdie diensbaarheid, hierdie sonde wat in my lewe is. Ek moet vrykom daarvan en dit is alleenlik deur die werk van die Here Jesus Christus waardeur ek dan ook gered kan word. Want die woord van die Here sê ek is gebore in hierdie slawerny van sonde. Romeine 3 vers 23. Want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Hoekom hierdie slawediens? Die woord van die Here sê vir ons, die loon van die sonde is die dood. Hierdie broers wat Josef dan ook verkoop het gemaak dat hulle onder daardie slawerdiens dan ook geval het. Ons is uitverkoop deur Adam, as die woord van die Here dan ook vir ons sê. Daarom soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het, en deur die sonde die dood, en die dood tot almal deurgedring het, omdat almal gesondig het. Ons elkeen is in daardie toestand gebore. Ons is gebore daar in Egipte, in daardie slawerny, onder daardie slawediens van die Satan. En terwyl hierdie Egipte dan ook die wêreld voorstel, soos wat die woord van die Here in 1 Johannes 2 vers 15 en verder aan vir ons sê, moenie die wêreld lief hê of die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld lief het, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. Want alles wat in die wêreld is, die begeerlikheid van die vlees, en die begeerlikheid van die oë, en die grootsheid van die lewe, is nie uit die Vader nie, maar uit die wêreld. Ons weet dit is juis dit, waarmee die Satan dan ook die Here Jesus Christus kom versoek het. Waardeur die mens dan ook onder hierdie slawerny gehou word en geplaas word. Oor hierdie grootsheid van hierdie ou wêreld. Die dinge wat ek in hierdie wêreld kan geniet. Dit wat hierdie wêreld vir my bied vandag. En bied hy nie baie vir die mensdom nie. Ek kan vandag na enige plek toe gaan waar ek wil. En ek kan myself daar gaan geniet in hierdie wêreld. Mense doen dit op baie verskillende maniere. Ek is nie hier om dingetjies te preek vandag nie. Ek sal weet of ek is gered of ek is nie gered nie. Die woord van die Here sê dit baie duidelik. As hy daar skrywe vir ons in 1 Johannes 5 vers 13. My kinders, ek skrywe hierdie dinge aan julle sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het. Jy het die lewe of jy het nie die lewe nie. En hoe gaan ek weet of ek hierdie lewe het en of ek nog in hierdie wêreld is? Was daar 'n dag in my lewe waar ek onder die oortuiging van hierdie sonde toestand gekom het? Waar ek besef het hoe groot my sonde is? Waar ek besef het ek is verlore in hierdie toestand? Daardie volk moes dit eers besef het. Daar moes 'n uitroep na God gewees het. En gesê het, Here sien vir ons raak in hierdie slawerny. En die woord van Here sê, het hulle besoek en het hulle gesien in daardie omstandighede. Waar was daardie dag, waar jy uitgeroep het na God, vir die redding van jou kosbare siel? So baie mense kom vandag, en so baie getuienisse wat ons hoor, maar mense sê, ag, ek het maar 'n dag in my lewe, en ek begin kerk toe gaan, daarom is ek gered. Daar was 'n dag in my lewe, waar die Here my gebed gehoor het vir my kind wat siek is, daarom weet ek is gered. En so baie mense staan op valse fondamente vandag, en hulle het by daai plek gekom in 'n geestelike lewe, waar hulle besef het, ek is verlore, ek is onder hierdie slawerny, ek is in hierdie slawerny, is ek gebore, ek moet gered word daarvan. Hoeveel mense staan vandag onder daardie getuienis van hierdie valsheid, en die Satan is tevrede daarmee. Dat jy jouself probeer self regverdig deur jou redding. Dis net God wat vir jou kan regverdig verklaar. Ek kan myself nie regverdig verklaar en sê, maar God het my gebed gehoor, daarom is ek gered nie. Nee, dit gaan oor die werk van die Here Jesus Christus aan die kruis. Sy wonderlike versoeningswerk, maar sy bloed wat my kom was het.
Weet ek van daardie dag, soos Openbaring 1 vers 5, dat ek gewas is in die bloed van die lam, waar die Here my sonde kon vergewe het, waar ek uit hierdie slawerny verlos is, vrygemaak is. Want die mensdom het hierdie ou wêreld lief, en die oordeel rus op hierdie wêreld. Hoekom? Omdat die wêreld in vyandskap met God staan. Dis die plek waar die duiwel regeer. Ons het reeds daarna gekyk in Efesiërs hoofstuk 6, waar die woord van die Here dit vir ons sê. Is wonderlik as 'n mens gaan kyk net hoe die Here dit vir ons ook eintlik mooi beskryf. Egipte land is 'n land wat eintlik baie droog is. En hy is afhanklik van daardie Nylrivier. Wanneer daardie Nylrivier oorstroom, dan kom hy en hy kom maak daardie lande nat. Maar hy laat ook so laag daarso, waarin daardie grond dan ook redelik vrugbaar is. So hulle is net afhanklik van daardie water. Hulle is nie afhanklik van daardie reënwater. Strome van see en van bowe, dit het die liefde beloof. Heerlike tyd van verkoeking vloei uit ons heiland en hoof. Hulle ervaar dit nie. Hulle is so afhanklik van hulle self. En so baie mense is in hierdie toestand, waar hulle op hulle self aangewese is, en nie besef het hulle nood, hulle toestand waar hulle is nie. Hulle was gevorm deur die karakter van hierdie wêreld, en daarom het hulle vir hierdie wêreld leef, want hulle was deur hierdie wêreld gevorm, en daarom, dat daar soeke is na die dinge van hierdie wêreld. Die woord van die Here sê, dat hulle 'n vriend van hierdie wêreld geword het. Hulle jaag die plesiere van hierdie wêreld na. Hulle soek bevrediging in hierdie wêreld. Hulle gaan gedurig terug na die dinge van hierdie ou wêreld toe. Selfs die ou volk, toe hulle uitgelei is, en daar in Egipte gekom het, in die woestyn gekom het, wat sê hulle gedurig? Was ons nie maar nog by die vleispotte van Egipte nie? Nog 'n begeerte, nog 'n verlange na die dinge van hierdie ou wêreld. 1 Johannes 4 vers 4, julle is uit God my kinders, en het hulle oorwin, omdat hy wat in julle is groter is, as hy wat in die wêreld is. Hulle is uit die wêreld, daarom praat hulle uit die wêreld, en die wêreld luister na hulle. Hierdie land spreek van doodsheid. En is dit interessant, hoe hulle dan ook die dooies aanbid in daardie land. Selfs in die uitgrawings vandag, dat mense soontoe gaan om daar te gaan, al daardie ou dinge te gaan uitgrawe. En die belangrikste gedenkskrif van daardie land is The Book of the Dead. Is dit nie interessant nie? Hoekom? Dit praat van doodsheid. Die mens wat in daardie toestand is geestelik dood. Hy moet lewend gemaak word, hy moet lewend opgewek word, en dit ontvang die persoon alleenlik daar by wedergeboorte, wanneer ek deur God daardie nuwe geboorte in Christus dan ook mag smaak. 1 Johannes 5 vers 19, ons weet dat ons uit God is, en die hele wêreld in die mag van die bose lê. Jakobus 4 vers 4 waarsku, egbrekers en egbreeksters, weet julle nie dat die vriendskap van die wêreld vyandskap teen God is nie. Die persoon wat daar in Egipte is, in daardie toestand is van verlorenheid, is in vyandskap met God nog vanoggend. En daardie persoon moet gered word. Hy moet vrygemaak word. Hy moet geestelik lewend gemaak word en van daardie vyandskap verlos word. Kolossense 2 vers 8. Pas op dat niemand julle as buit wegvoer deur die wysbegeerte en nietige misleiding nie. Dit is die werk van die Satan. Hy wil in ons 'n begeerte kom skep na die verkeerde. En die misleiding wat hy dan ook gebruik. Volgens die oorlewering van die mens, volgens die eerste beginsels van die wêreld en nie volgens Christus nie. Wat is hier die eerste beginsels van die wêreld? Galasiërs 4 vers 3. So was ons ook, toe ons kinders was, in diensbaarheid onder die eerste beginsels. Onder die Satan. Vasgevang onder hierdie sonde en die slawedrywer
wat vir ons diensbaar gemaak het, deur die magte wat in ons werk, en daardie persoon is verlore. Maar dank die Here, hy kom skets vir ons 'n ander prent. En wat is daardie prent? En dit is hier die hele saak wat hy vir ons kom wys, van daar in Egipte, waar hier die prent van hierdie tiranniese heerskappy oor my lewe is. Hierdie tiranniese heerskappy van sonde wat my in gevangenskap hou, waarvan die Here my wil kom vrymaak, omdat hy 'n jaar van vrylating uitgeroep het. Hy wil my onder die duiwel se mag kom uithaal en my 'n nuwe lewe in Christus Jesus kom gee. Ons het in die woord van die Here baie duidelik dan ook gesien, dat die persoon, naamlik die Satan, die duiwel, daardie ene is wat ons onder daardie heerskappy wil hê. Dat die mens as gevolg van sy sonde toestand onder hierdie slawe drywer is. En hy wil ons daar hou so lank as wat dit vir hom moontlik is. En hy sal dit vir ons so lekker in hierdie wêreld maak, so lank as wat dit moontlik is. En hy sal alles in sy vermoë probeer om my in daardie toestand te hou. Ons sal dit vanaand of by daardie geleentheid môre aand verskoon tog dan ook sien, hoe hy ons nog steeds daar wil hou. So God kom en hy beskryf dan ook hierdie mens se toestand in Eksodus 3 vers 7 en vers 9. Ek het duidelik gesien die ellende van my volk wat in Egipte is. Hierdie persoon onder daardie toestand van sonde is in ellende. Hy's verlore. Hy's verwyder van God. Ek het hulle jammer geklagte oor hulle drywers gehoor. Daar was 'n noodroep tot my. Ek ken hulle smarte. God het hulle raak gesien. In hulle nood en in hulle behoefte en in hulle omstandighede. Nou gaan hy voort en sê, en nou, kyk, die jammergeklagte van die kinders van Israel het tot by my gekom. Ook het ek die verdrukking gesien waarmee die Egiptenaars hulle verdruk. Liewe toehoorder, kan u sien hoe lyk daardie persoon onder die verdrukking van sonde? Hy probeer hulle daar te hou. Hy het alles in sy vermoë gedoen. Daarom het hy ook vir hulle gesê, ons moet hulle meer laat werk. Ons moet hulle nog meer bakstene laat maak. Hulle moet hierdie voorraadstede hou. Hulle moet vir ons diensbaar wees op die lande. Hy het hulle weggetrek van die dinge van die Here af. En so doen hy dit vandag in mense se lewe. Hy trek hulle weg. In die toestand waarin hulle verkeer. Hulle het die duiwel as vader en die begeertes van julle vader wil julle doen. Johannes 8 vers 44. Galasiërs 4 vers 3 sê, so was ons ook toe ons kinders was in diensbaarheid onder die eerste beginsels. Ag, liewe toehoorder, hierdie woord van die Here spreek baie duidelik. Hoe lyk die mens se lewe onder hierdie lewe van slawe drywing? Ek is in sonde, ek is in daardie toestand gebore. Ek onthou dit baie goed. Daar was 'n man op 'n sekere plek met wie ek gepraat het. Hy was nie 'n gemeentelid gewees nie. Ek het weekliks met hom gewerk. Ek het daarna hom toe gegaan, daar met hom gepraat oor die evangelie, vir hom gevra, liewe broer, los hierdie goeders, los dit waarmee jy besig is, soek God, want die woord van die Here sê, soek allereers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir jou bygevoeg word. Daardie man het ek gesmeek by, ek het met hom gesoebat dat hy reg moet maak met God. En ek het vir hom telkens gesê, moenie met God se genade speel nie. Daardie man het nie lank daarna nie, het hy gesterwe. Hy het my nooit laat weet, hoe was dit met sy geestelike lewe, het hy met God reggemaak nie, maar sover ek weet, het hy nooit met God reggemaak nie.
Ek weet nie hoe het hy gesterf nie. Die woord van die Here leer vir my net, as iemand weergebore is, sal hy daarvan getuig, daar sal 'n getuienis wees in sy en haar lewe, as daardie persoon dan gered is. Maar God kom, en hy werk 'n wonderlike verlossingsplan uit, en hy bring daardie pla, en dan ook daardie eersgeborenes van daardie land, wat hy sou tref, want die woord van die Here sê, die loon van die sonde is die dood. Daardie Egiptenare wat gesterf het, maar hoe God sy volk dan ook kon bewaar het, deur die wonderlike verlossing wat daar gebied is. As die woord van die Here sê, die loon van die sonde is die dood. 2 Petrus 2 vers 4 gaan voort, en hy sê, want as God die engele wat gesondig het, nie gespaar het nie, maar hulle in die hel gewerp en aan die kettinge van duisternis oorgegee het, om vir die oordeel in bewaring gehou te word. Hoeveel te meer, nie vir ons wat 'n wonderlike evangelie boodskap het, en gehoor het van die verlossingswerk van die Here Jesus Christus nie. Daarom het God ook dan vir ons uitkoms gegee in die plaasvervanger, naamlik die Here Jesus Christus, die lam wat geslag moes word. En daarom wat die woord van die Here sê, Galasiërs 4 vers 4, maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet, om die wat onder die wet was, los te koop, sodat ons die aanneming tot kinders kan ontvang. Die Here stel daardie Paasfees in, die lam wat geslag moes word, wat wys na die Here Jesus Christus, sy wonderlike plaasvervanger, die verlossingsplan van God. En ons sien dan in hierdie gedeelte, as ons lees in Eksodus 12 vers 12, want ek sal in hierdie nag deur die Egipteland trek, en al die eersgeborenes in Egipte tref, van mense sowel as diere, en ek sal strafgerigte oefen aan al die gode van Egipte, ek die Here. Daarom moes daar 'n onskuldige dier gesterf het, naamlik daardie lam. En wie was daardie dier vir ons? Was die Here Jesus Christus. Johannes sê, daar is die lam van God. Hy was vir my sonde geslag, sodat daar verlossing en vrymaking ook kan wees. En daarom moes daardie bloed aan die deurposte van daardie huise gewees het, waardeur daardie redding sou kom. As ek die bloed sien, dan sal ek verbygaan. Vanaand praat ek oor daardie gedagte met u. En as u besorg is oor kosbare siele, miskien van die familie wat hier is, ander mense, nooi hulle na vanaand se geleentheid toe. Want juis vanaand bring mense by daardie punt dat hulle keuse moet maak vir die Here. Nooi mense vandag, kom self en kom sien wat die Here deur sy kosbare bloed in mense se harte en lewens wil kom werk. In Johannes 1 vers 7, of verskoon, Efesiërs 1 vers 7, in hom het ons die verlossing, deur sy bloed, die wonderlike bloed, waardeur die verlossing kom. Mag die Here genade skenk. Miskien het u vanoggend gesien, maar ek is nog onder daardie slawedrywer. Ek is nog onder die mag van die Satan. Ek het nog nie regtig tot bekering gekom nie. Ek het nog nie soos daardie Israeliete uitgeroep na God, dat hy my toestand sal raak sien nie, dat ek dit sal doen. Dat ek na God sal roep, en kom luister na vanaand se boodskap, hoe die Here vir u ook kan kom red. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat u vir ons duidelik kom wys het, hierdie slawedrywer, die Satan, wat mense onder hierdie mag wil hou. Here, dankie vir die verlossingsplan, deur die kosbare bloed van Jesus Christus, waardeur u mense wil kom red. Here, waardeur u mense wil kom vrymaak, los kom maak, mag u ook hierdie plan aan ons kom bekend maak, en dat ons sal kom luister na u woord ook vanaand, wanneer ons spesifiek by hierdie gedagte kom stilstaan. Bewaar ons gedagtes, bewaar u woord, en Here, dat die Satan hierdie woord uit mense se harte sal kom neem nie. Ons bid dit in Jesus se wonderlike naam. Amen. Ag liewe toehoorder, as
het die Here met u gepraat, u besef, u is in daardie toestand van verlorenheid. U het die Here nog nodig. Wil u nie kom praat met my. Ek sal graag met u wil gesels. Moenie in daardie toestand bly nie, daar is 'n uitweg en 'n oplossing. Nooi ook mense na vanaand, en ek glo die Here sal u seën. Kom ons gaan saam sing, Halleluja 180, 2 verse, die Gees stry oor sondaar en soek jou behoud. Kom ons sluit daarmee afstaande, daardie 2 verse. Net gou 'n koffietjie kry en die kerkraad net gou die kans gee om klaar die kollekte dan te tel. Dan gaan ons aan met ons wederkomskaart, so Openbaring hoofstuk 1, wat ons spesifiek net bietjie gaan stil staan by. Nooi jy ook, kom luister en ek glo die Here sal ons ook seën. Ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die teere opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen wees en bly. Amen.